Goeienaand, beloveds. Wat 'n voorreg is dit dan om vanaand om u te groet in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Ag, wat is dit nie vanaand weer 'n groot voorreg om op hierdie platform weer met u te kan praat nie. En halleluja, net die blye boodskap van die Here oor te kan dra. Dit is altyd vir my 'n voorreg. Amen. As daar nou iets is wat die wêreld of die vyand nie sal regkry nie, dit is om my mond stil te hou, om hierdie evangelie te preek. En ek is so dankbaar vir die Here. Elke geleentheid, ek is so vanmiddag op en net vinnige bemoediging gelos. Amen. Vanaand kom ek weer om net iemand weer op te tel. Ja, daar's weer hartseer in die dorp. En hierdie keer is dit 'n groot gees. Prys die naam van die Here, ons apostel Petersen. Hy is nie meer met ons nie, en my gebed is dat die Here die familie sal krag gee en versterk in hierdie tyd van rou. Ek het hom nog laas Sondag gesien, op die live van by die ordeining van Pastor Cedrico Mankopan. En wat doet hy nog sommer reg gelyk? Nou ja, ons ken nie ons tyd nie, en sy tyd was soos in vandag, dat die Here hom huis toe geroep het. Hy het mooi klomp jare op hierdie aarde geloop en hy het die werk van die Here gedoen. En daarvoor gee ons die Here eer, ons gee die Here lof vir sy lewe. Amen. Prys die naam van die Here. En iets wat hy aan voorreg gehad het, was om seun wie onder hulle hande deurgekom het, Pastor Cedrico Mankopan, te sien groei en in die bediening van die Here georden te word. So dit is 'n voorreg. Prys die naam van die Here. Dit lyk hy het gewag vir daai voorreg, vir iemand om die fakkel verder aan te dra. Amen. Die betten is oorhandig, en nou lê daar werk voor vir die wie agterbly. My liewe dierbare vriende, baie kortliks vanaand wil ek praat met u oor teks Malagi 3 vers 6, en net die een gedeelte van die teks, en dit lees as volg. Ek lees uit die 83 vertaling. Amen. Ek lees uit die 83 vertaling. Die woord van die Here altyd geseënd. U kan volg op die skerm, Malagi 3 vers 6. Ek lees uit die 83 vertaling. Jy kan op die skerm volg, net in die onderkant. En die woord van die Here lees as volg. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here, soos in die ou tyd. Nee, ek lees nou 'n verkeerde teks, verskoon, vers 6, verskoon tog, Malagi 3 vers 6, dit lees, ek, die Here, het nie verander nie. Hy sê in die 83 vertaling, sê, ek, die Here, het nie vertaling nie. Die vertaling wat op die skerm is, amen, is die nuwe lewende vertaling. Ek is die Here, en ek verander nie. 83 vertaling, kom ek lees hom weer. Ek, die Here,
het nie verander nie. Amen. En dit is daar gelaat. Net die teksgedeelte. Liewe dierbare vriende, ons moet vandaag erken dat ons lewe in 'n veranderde wêreld. 'n Wêreld waar wette verander, 'n wêreld waar mense verander, 'n wêreld waar gewoontes verander. Liewe vriende, baie keer is dit moeilik om gewoon te raak aan hierdie veranderinge. Weet jy, as jy gewoond is aan 'n ding en jy moet nou weer aanpas by iets niets, dan sal jy altyd 'n probleem hê. Jy sal altyd vra oor die nuwe ding wat nou in plek kom. Prys die Here. En so selfs in die kerk van die Here het daar veranderinge plaasgevind. Tegnologie het verander. Mense loop deesdae mos nie meer saam met Bybels nie. Hulle het die Bybel op hulle foon of op hulle iPad want die tegnologie het aangekom. En jy weet, mense gebruik die tegnologie vir hulle beter wete, sodat dit gemakliker vir hulle gemaak word om die evangelie jy weet, daar buite te kry. Amen. Die feit dat daar veranderinge kom, liewe vriende, sê nie dat die evangelie verslap nie. Nee, die evangelie bly dieselfde. As ons na die teks kyk, sê die woord van die Here, ek, die Here, het nie verander nie. Amen. So sy woord verander nie. Halleluja. Al die goed rondom sy woord sal verander. Die Bybels sal verander. Mense sal die Bybel op hulle iPads, op hulle selfone sit. Amen. Vir beter jy weet, hantering of beter gebruike daarvan. Want jy kry nog deesdae 'n app waarin jy die Bybel kan download en dan kan jy ook jou navraag en jou ondersoek kan jy ook daarin invul en jy kan 'n wye spektrum op een meganisme kan jy hanteer. Amen. Terwyl jy met Bybel moet jy eers nog 'n dictionary gaan kry en jy moet dit gaan kry en alles is nou gemaklik gemaak, alles is nou kompakt. Ons lewe in 'n veranderde wêreld. Die kerk as denominasie, my liewe vriende, dit het ook veranderinge ondergaan. Amen. Ek kyk na die NG Kerk en ek vra verskoning vir hulle wie by die NG Kerk is, wie is eintlik 'n pluimpie op julle skouer. Amen. As jy na die NG Kerk kyk, hoe die NG Kerk vanaf sy ou manier van dienslewering oorgekom het en verander het en vandag klink hulle nie meer soos die NG Kerk nie, maar hulle klink soos die Pentecostal kerke. Amen. Want die orgel word nou nie meer so baie gebruik nie, en hulle maak nou gebruik van live music, en dit is drums, en dit is keyboards, en dit is bassgitaars, en dit is gitaar, en dit is 'n worship team. Des jare was dit NG Kerk nie so georganiseer nie. Prys die Here. So is daar ook mense wie nie saamstem met hierdie tipe van verandering nie. Amen. Mense wie gewoond is aan die ou manier van dinge doen. Mense wie gewoond is aan die ou liedere wat gesing word. En net wanneer daar 'n nuwe ding op die skerm kom, dan word die vraag gevra, hoekom moet ons dan nou hierdie lied sing? Dit is nie eie aan ons nie. Liewe vriende, solank as wat die wêreld verander, halleluja, solank tyd aanloop, gaan die wêreld verander. Daar gaan veranderinge wees waarmee jy nie gaan saamstem nie.
Prys die naam van die Here. En so moet ons oopmaak vir die veranderinge. Ons moet net sorg dat hierdie veranderinge nie ons menswees en ons geestelikheid en ons verhouding met die Here versteur nie. My liewe vriende, die realiteit is, halleluja, governments sal verander. Soos ek gesê het, wette sal aangepas word en verander. Selfs die godsdiens sal verander. Tegnologie sal bykom en daar sal 'n reeks van veranderinge plaasvind. Sien, baie sal nie saamstem soos ek gesê het. Maar die tye maak dat ons blootgestel sal word aan veranderinge. Ek maak weer 'n voorbeeld van die NG Kerk, nou by Cornel se begrafenis en ek sien, ek was by die verordening van, of die aanstelling van Dominee Linden McTawe, toe sien ek daarso die verandering binne die kerk. Ek sien die veranderinge. Dit is altyd mooi om te sien hoe dinge verander. Hier by die NG Kerk, die moedergemeente in die dorp, sien ek, dit is TV-skerms. Des jare het hulle gebruik gemaak van gesangboekies. Amen. Gesangboekies. Nou kan jy maar by die boekshops gaan kyk, jy kry nou 'n klomp van die liedere, gesangboekies van die NG Kerk daar. Want die tyd het aangebeweeg. Amen. Hulle sing nie meer uit die gesangboekie uit nie. En toe die gesangboekie wegval, toe sit die projektors wat gebruik word. En toe die projektors se tyd is 'n seisoen oor is, toe kom die TV monitors. Amen. En so gaan die tegnologie gaan verander en ons moet bereid wees om hierdie veranderinge te aanvaar. My liewe vriende, ek raak bewus van die tye waarin ons lewe. Maar Jesus kom hier en hy praat saam met Esegiel, saam met Malagi. En hy sê vir hom, luister hierso, alles gaan verander. Mense gaan verander, gewoontes gaan verander. Maar ek, die Here, sal nie verander nie. En dit is so belangrik om te weet, my liewe vriende, dat die Here bly, halleluja, getrou aan sy woord. Amen. Hy kan sy woord nie verander om vir iemand 'n guns te bewys nie. Hy kan sy woord nie verander om sodat jy kan inpas nie. Nee, halleluja, ons moet inpas by sy woord, want hy kan nie verander nie. Prys die Here. My God. Ek sien baie van die kerke maak hulle kerk amper soos 'n disco. Dit is liggies in die lig en dit is 'n mooi gesig om te sien. Maar dis die kerk daai. Amen. Ons moenie die kerk probeer verander. Ons moenie die teenwoordigheid van God probeer verander, sodat ons mens kan trek nie. En although Paulus sê ons moet hulle met lus vang, is dit nie die lus wat hy van praat nie. Ons moet die teenwoordigheid van die Here heilig hou. Ons moet die atmosfeer van God moet ons heilig hou. Amen. Halleluja. Dierlantinkies, weet jy wat? Kom ek vertel vir u wat Jesus gedoen het, toe sulke goed in die teenwoordigheid van die Here kom, of in die huis van die Here kom. Amen. Hy het 'n sweep gevat en almal wat handel gedryf het en 'n bespotting gemaak het en 'n besigheid probeer maak het binne die kerk van die Here, het hy uitgedrywe. Halleluja. Hy het gesê, my huis moet 'n huis wees van gebed, nie 'n rowersspelonk nie. Amen.
Halleluja. Terwyl alles rondom ons verander, liewe vriende, kan ek jou verseker vanaand dat die woord van die Here, dit sal nooit verander nie. Hoekom sal die woord nie verander nie? Want dit is Jesus homself, dit is God homself, wat homself in hierdie woord, halleluja, tentoonstel. En hy gaan sy woord nie verander, sodat ons, halleluja, daarby baat vind nie. Halleluja, ons moet die Here soek, halleluja, en sy woord aanvaar, want die Bybel verklaar, dat hierdie woord is 'n betroubare woord, en dis werd om ten volle aangeneem te word. Amen. Kom ons raak lief vir die Here, ons raak lief vir sy woord, want die woord, Jesus is baie duidelik, God is baie duidelik wanneer hy met ons praat. Halleluja, die Here is baie duidelik wanneer hy met ons praat. En hy sê, hy kan nie verander nie. Amen. Die lied sê, all might change, but Jesus will never change. Amen. My God, ons moet dit in ons hart kry. Ja, solang tyd aanloop, sal daar veranderinge wees. Jy kan maar kyk aan jouself. Kyk maar net hoe jy gelyk het so 'n paar jaar terug, en kyk hoe jy nou lyk. Amen. Halleluja, jy het plooie in jou gesig waar jy nooit 'n plooie gehad het in die verlede nie. En of jy nou wat se creams gebruik, en of jy nou wat se middels gebruik om die plooie weg te kry, as jy die plooie of die middels en die creams afgewas het, sal jy maar weer die plooie daar sien. Amen. Baie mense gaan vir velverstuivings, want hulle wil die plooie weg hê. Amen. Daai proses hou ook net so 'n paar maande, miskien 'n jaar, miskien 2 jaar, en as jy weer kry, dan sien jy hierdie persoon, die velle is maar net weer, dit hang maar net weer. Amen. Maar wat my vanaand, halleluja, laat moed skep, is dat die Here self sê, ek die Here kan nie verander nie. Laat ons vanaand hierdie woord vat en vir onsself sê, luister, as ek hemelverlies is, gaan ek die Here soek in sy woord. Ek gaan die Here soek en hom aanneem as persoonlike saligmaker. Halleluja, solang sy woord daar is, weet ek, halleluja, ek het covering. Solang sy woord daar is, weet ek het leiding. Solang sy woord daar is, weet ek het 'n aanmoediging. Solang sy woord daar is, weet ek daar's 'n vermaning. Ek weet vanaand dat sy woord is die waarheid. Dis waarom die woord van die Here dit verklaar en sê in Johannes 14 vanaf vers 6, dat ek is, sê die Here, die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ons moet deur sy woord gaan, my liewe vriende, want dit is waar die waarheid opgesluit is. Ons moet deur sy woord gaan, my liewe vriende. Dis waar die weg vir ons na die hemel oopgemaak word. Ons moet deur sy woord gaan, halleluja, sodat ons die lewe kan hê en oorvloed van lewe. My liewe vriende, jy sal rondhardloop op soek na 'n antwoord. Jou antwoord lê in die woord, want die Here sê, ek die Here kan nie verander nie. En as hy sê dat dit hierdie stelling maak, skryf hy ook in sy woord, halleluja, dat almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee. Die Here is getrou aan sy woord, want hy kan dit nie verander nie. Liewe vriende, mag hierdie woord vir jou vanaand 'n aanmoediging wees. Mag hierdie woord vir jou vanaand opkikker.
en jy hierdie wete by jouself het, vanaand hoor jy, dat ek die Here, dis die Here wat praat, hy kan nie verander nie. Amen. Is dit nie 'n bemoediging nie? Is dit nie 'n aanmoediging nie? Is dit nie 'n versekering nie? Dat as ek vanaand in 'n dal van doodskaduwee is, amen, kan ek net myself na die Here toe neem en met die Here praat oor my probleem. As ek in 'n situasie sit, kan ek met die Here praat, want hy het sy woord gestuur om ons gesond te maak, volgens Psalm 107 vers 20, waar hy sê, ek het my woord gestuur om julle gesond te maak en uit die kuile te red. Amen. Sy woord is dit die waarheid. En hy kan nie verander nie. Amen. Soos wat tye verander, amen, sal er baie uitvindsels kom, daar sal baie mechanismes uitgevind word. Maar hierdie woord, sê die woord van die Here, sal vir ewig bly staan. Amen. Kom ek sê vir u vanaand, as jy vanaand in 'n plek is waar jy nie hoop het vir jou situasie nie, ek dink jy het nog nie die woord probeer nie. Want die woord sê in Johannes, amen, ons kyk mos hierdie woord baie mis. Ons gaan verby hierdie woord, hy is vol stof daar by jou bedkassie. Jy maak nie tyd om oop te maak nie. Maar jy sit vanaand in 'n probleem. Jy sit vanaand in 'n predicament. Jy sit vanaand met jou hare in jou hande in jou hare. Jy weet nie watter kant toe om te gaan nie. Jy het miskien 'n geliefde verloor en jy is mismoedig. Jy weet nie hoe jy hierdeur gaan kom nie. My God, ek het vir jou antwoord. Ek het vir die antwoord vir jou. Hoor wat sê die Here. Jy wat die woord nie wil kyk nie en bestudeer nie. Hoor wat sê die woord van die Here. In die begin was die woord. Was die woord daar. En ek lees in die 83 vertaling. En die woord was by God. En die woord was self God. Hoor die woord van die Here. Moenie hierdie woord lig aan kyk nie. Amen. Wanneer jy hierdie woord een kant toe stoot, dan stoot jy eintlik vir God een kant toe. Wanneer jy vir jouself sê, nee man, ek wil nie nog kyk na die woord, ek soek na 'n quick fix, dan sê jy eintlik vir die Here, luister die man, ek het nie nou tyd vir jou. As jy hierdie woord, halleluja, een kant toe stoot, dan sê hy vir die Here, luister hier, so ek stoot vir jou een kant toe. Amen. Ek gaan einde na die profet toe, of ek gaan einde na die tradisionele healers toe. Ek gaan einde na die toordogter toe, want daar gaan ek iets hoor wat ek graag wil hoor. Maar jy stoot die woord een kant toe, wat vir jou die waarheid het, wat vir jou die weg het, en wat vir jou die lewe het. Kom my liewe vriende, laat ons nie hardkoppig wees nie. Laat ons nie eie wys wees nie. Laat ons nie selfversekerd wees van dit wat ons doen heiliglik. Halleluja, wat verkeerd is in die oë van die Here is by jou reg nie. Amen. Dit is jou antwoord. Die Here kom vanaand en hy sê vir jou in Maleagi 3 vers 6, sê, ek is die Here, ek verander nie. Amen. Kom ons van die woord van die Here vanaand en ons herdink hierdie woord, ons bepeins dit, want ek glo, halleluja, jou antwoord vir baie het vanaand gekom, waar die Here vir jou vanaand sê, in die probleem waar jy is, moedeloos, raad op, ek die Here kan nie verander nie. En nou kan jy sy beloftes, kan jy gaan oproep, en elke belofte,
aan die Here blootstel en vir hom sê, luister, Here, dit is jou woord. Jy sê in jou woord, ek kan nie verander nie. Nou hier is my probleem, maar ek wil jou woord aan jou voorhou. Jy sê, jy is mos my God, ek is jou seun, ek is jou dogter, en ek sit in 'n probleem. Jy sê, bring al jou bekommernisse en al my laste, ek is nou bekommerd, en ek het baie laste, ek bring dit vanaand na u toe. Hoor hierso, as jy God herinner aan sy woord, gaan hy vir jou deurkom. Amen. Halleluja. Jy is in 'n plek van mismoed. Die Here sê, ek is die God wat jou kan gesond maak, wat jou kan genees. Dokters het vir jou 'n finale of 'n negatiewe report, het die dokters vir jou gegee. Amen. Halleluja. Hier is die geneesheer. Jou antwoord is in die woord van God. Want die Here kom vanaand en hy sê vir ons, ek die Here, ek kan nie verander nie. Amen. My woord bly waar. My woord bly waar. My woord is betroubaar. En my woord is werd om aangeneem te word. Amen. So vanaand, my liewe vriende, hier is dit. As jy nie weet hoe om te maak nie, sê dit, Here, ek kom vanaand, net soos ek is, kom ek na u toe. Amen. Ek het gesondig, maar ek kom vanaand, en ek kom lê my lewe vanaand voor u neer. U ken my. U het my gemaak. U ken my van my hoof tot my voetsole. So u weet presies wat elke haar op my hoof is getel. U weet in watter situasie ek is. Vanaand kom ek na u toe en ek neem u aan as my persoonlike saligmaker. Ek glo die Here, my liewe vriend, is getrou en regverdig om jou vanaand aan te neem. Net soos wat jy is. In die plek waar jy is. Halleluja. Daar waar jy is vanaand, daar ontmoet die Here jou. Amen. En hy verander jou lewe. Mag die Here jou seën en mag jy genade vind in sy oë. Die Here se genade verseël ons en sy trou bly van geslag tot geslag. Die Here seën u vanaand. Amen.